So vandag se tweede preek uit die boek Jesaja wil ons op die einde dring as jy huis toe gaan en iemand in die kar vra vir jou, wat is jou middelnaam? Dan sê jy, Immanuel is my middelnaam. Immanuel is my middelnaam. Nou ek weet nie wie van julle het hierdie stupid fliek gesien van Austin Powers in 1997, die helfte van julle het nog nie geleef toe nie. Maar goed, hulle leef ons verder. So hy is by liggaam met sy meisie, nou wil hy haar beïndruk, en so nou het hy goed daar aan sy tas, en hy sê, so, "Mos jy nie bang nie nou," kyk hy haar so, sê hy, "Danger is my middle name." Danger. Nou sê hulle nie, eintlik kom hierdie uitdrukking van 1943 af, toe die Amerikaners nou bietjie op daai stadium, jy weet die Duitsers op hulle alle jaar gegee het, nou skryf 'n ou daar, hy sê hierdie ouens het geveg. Hy sê en al hierdie sailors dra name van heroes van voorheen, jy weet, hulle is vernoem na groot heroes wat nou oorlogveterane was, maar hy sê, hulle almal, their middle name is danger. Jy weet, bang vir niks nie. Nou op 'n manier as jy vir Jesus vra, wat is jou middelnaam? Wat gaan hy vir jou sê? Immanuel is my middelnaam. My middle name. Wat is as jy vir hom vra, wat is jou naam? Want gaan hy sê, my naam is Jesus. As jy vir hom sê, wat jou van? Dan sê nee, ek het nie jou van nie, maar ek het 'n titel. Die Christus, of Christus. Dis my titel. Nou, Jesus beteken redder. So nou net sê waar het vandaan kom. En dan Christus beteken die gesalfde of die Messias. Nou weet ons, almal van ons is eintlik Christene. Maar dis 'n titel wat ons het. Dis 'n aanduiding van wie ons meester is. Dit is wel mooi, nee. So Immanuel, wat beteken Immanuel? God is met julle. Dit is wat Immanuel teken. Nou, sommer net interessant hieroor, want ek moet nou by die naam Immanuel uitkom, so ek wil 'n bietjie vat so intoe. So die naam Jesus kom 990 keer, amper 1000 keer in die Nuwe Testament voor. Obviously, hy is nie in die Ou Testament nie, want hy het eers in die Nuwe Testament genoem. En ons hoor dit eintlik die eerste keer, of waar het vandaan kom, dat die engel Gabriël het vir Maria kom vertel, sy gaan swanger word, sy moet nie skrik nie en bang wees nie. En sy moet hierdie seentjie wat op die troon van Dawid vir ewig sal sit, moet sy Jesus noem. Dis 'n opdrag uit die hemel gewees. Nêrens het die Ou Testament gekom nie, dis eintlik wat uit die hemel gekom het, nie die Koran nie. Dit het eintlik uit die hemel gekom, noem hom Jesus. En dan noem sy hom Jesus. En dan die Christus, as jy net luister na Matteus 1 vers 1, dan sê hier volg die geslagsregister van Jesus. In Engels is dit die Christ, maar ons noem dit Jesus Christus. Maar dis eintlik 'n titel. Dis nie sy van nie, is ook nie deel van sy naam nie. Sy naam is net Jesus. Daai tyd ons nie vanne gehad. So en die titel Christus word 569 keer in die Nuwe Testament gebruik. Maar goed, ons hoor van Jesus, Master Jesus, en dan die Christus. Veral Paulus sal baie van die Christus praat. Immanuel kom hoeveel keer in die hele Bybel voor? 2 keer. Eintlik 3 keer. Jesaja 2 keer, maar die tweede keer is net 'n verwysing na die eerste ene. En dan in Matteus 1 vers 23. Net 2 keer. En hierdie naam het soveel gewig, dat as jy vandag vir Jesus gaan vra, wat is jou middelnaam? Dan sê hy, Immanuel. En ek wil vandag vir jou sê, as jy die boodskap vandag sal hoor, dan gaan jy by die punt uitkom met te sê, dis my geestelike middelnaam is Immanuel. En om dit vir jou te verduidelik, moet ons in hierdie naam inklim, want dit kom uit Jesaja, ons is besig met Jesaja te preek. So, hierdie preek vloei vandag, dat julle net by my kan bly. Ek gaan eers kyk, wat is in 'n naam? Hoekom is 'n naam so belangrik? Dan gaan ons kyk, waar kom hierdie Immanuel vandaan? Want daar is elke keer historiese konteks, en wat dit eintlik aan ons wil doen, en dit bring ons by die boodskap van die Immanuel, wat as mense jou sien, en weet jou naam is Immanuel, wat weet hulle van jou? En dan gaan ons afsluit met daai 6 vlakke van Bybel lees. Dat ons gesê het, ons moet begin oefen om nie net kennis te kry nie, maar die diepste vlak is om een te word met Christus. Wat beteken dit vandag? Okay, so dis wat vandag gebeur. So kom ons begin met 'n naam. Wat is in 'n naam? Nou daar sit die man vandag, ek gewonder of in die kerk gaan kom. Hier by ons sit 'n man met die naam David Hanekom. Nou David Hanekom, dis jou van, ja, David.
wil sê wie hy is, waar hy vandaan kom, en wie hy glo en hoe hy is. Ek wil dit vir julle verduidelik, wat jy van 'n naam weet. En ek ken nie eens vir Dawid so goed hê, maar toe ek hier gekom het, het ek gehoor van Dawid aankom, hy's Nelia se man, en hy het 2 dogters, hy het nou ook 'n skoonseun, en hy's 'n vlieënier, hy's 'n legende vlieënier, hy was ook in Suid-Afrika, hy's soos daai mense wat sy middelnaam is Danger. Dis hy. Hy het vertel hoe hy 'n voorwiel van 'n helikopter op 'n drom kan neersit. Ek dink hy het gevlieg en nou vlieg hy die 380s. Maar dis wie hy is. Soos ons wat hom ken, praat van Dawid aankom, maar weet ons dit is nou die vlieënier, daar's dalk ander, maar dis Dubai en die kruis sandpad se Dawid aankom. Maar dit sê ook waar hy vandaan kom, hierdie Dawid aankom. Want aankom, ek bedoel, wat se van is dit dink julle? Van Nederland af, nee, aankom. En die haan, ek weet nie of jy dit weet, die Dawid is afkomstig van Johannes af. Die haan, lang haan. So, hy kom van Nederland af, en hulle is daar gewees van die begin af. Die Nederlanders was daar, ons nou amper saam 'n skip, bietjie later gekom. Ek weet, ons nie 3 skepe nie, ons eintlik 5 of 6. Die ander het later aangekom. En dan sê dit ook in wie hy glo. Maar wat 'n moslim het jy gehoor met die naam van Dawid? Jy sal 'n Jood kry, maar nie eintlik 'n David, maar dit sê in wie hy glo. Behalwe nou die hane kom wat dit ook sê. En as hy 'n Christen is, na Jesus vernoem, dan weet ons ook hoe hy is. Hy's 'n geduldige man, hy's 'n vriendelike man. Ek wil sommer sê hy's ook 'n kommissaris van ede, so as jy ooit wil hê met papiere onderteken, jy kan hom met die hande kry en dan kan jy dit vir doen. Maar verstaan, dis wat 'n naam is, nê. Nee. So, wie van julle ken iemand met die naam Mohammed? Steek jou hand op. Ja. Ken julle nie Mohammed mense daar in skool nie? Ja. Hoekom? Want 150 miljoen mense in die wêreld se naam is Mohammed. Hoekom? Want wie is Mohammed? Mohammed is niemand eers belangrik nie, behalwe dat hy die laaste profeet is volgens die Koran. Ons weet nie eens of hy geleef het nie. Maar hulle, en hy het baie spellings, nee, M-E-M-M-E, ek blaas honderde spellings van Mohammed. Maar het julle Christen gehoor met die naam Mohammed? Nee. As hulle ook Christene word, verander hulle naam na iets anders toe. Nee, want ons het Bybelname. So hier is die volgende vraag, wie van julle het 'n Bybelnaam? Steek jou hand op, 'n middelnaam, agternaam wees? Ja. Ja, okay, dis nie verkeerd as jy nie het, ek gaan nou vir jou een gee in elk geval. Maar ek het 'n middelnaam Gideon. En 166 van hulle is nogal vrouens, wat nog baie gegee is in die Midde-Ooste. Die Koran het net die naam van een vrou in. Wat is daai naam? Maria, die moeder van Jesus, geen ander nie. So jy sal baie Mohammed skry, maar ek nooit van Mohammedin gehoor nie. Of Mohammedan nie. So hulle vrouens het maar ander name wat hulle uit hulle geskiedenis uitgehaal het. So wie van julle ken dan nou iemand met 'n Bybelnaam Maria? Ja, baie van julle. En ons Ria en Ia en Miriam, het kom almal daarvan af. 61 miljoen mense in die wêreld het dit, ons baie Rooms-Katolieke dit nou ook nogal het, nê. Nee. Wie van julle ken iemand met die naam David of Davida? Ja. 3 miljoen mense in Amerika alleen het hierdie naam. So David, jy is 'n goeie geselskap. Wie van julle ken iemand met die naam van Joseph of Josephine? Almal, daar sit ook 'n Joseph. Hoeveel Josephs in die gemeente? Is dit net jy? Dink so. Daar's 2.5 miljoen wêreldwyd. Wie van julle ken iemand met die naam Jesus? Ken julle iemand? Ernstig, waar kom hulle vandaan? Behalwe nou Jesus, nee, ek wil ons almal ken Jesus, ek hoop so. Ja, dis Filippyne of dan ook die Spanjaarde het ook hierdie naam van Jesus gevat, maar in ons westerse Christelike kultuur is dit 'n bietjie heilige naam om jou naam Jesus te noem. Jy ons is self wel Christene, nê. Wie ken iemand met die naam Emmanuel of Emmanuel? Jy weet die Franse een vir vrouens. Ja. Ja. Nou ek moet vir julle sê, as ek het nou eendag 'n Emmanuel uit Afrika ook ontmoet. As 'n ou met die naam Emmanuel by jou kom, nê, dan weet jy hierdie ou is definitief 'n Christen. Ek weet nie wat dit aan hulle is nie. Die koshuis was so ou geweest, ou Emmanuel van Tonner. Hy was 'n bietjie van 'n nerd en hy het medies geswat. En ek het eintlik dink hy was teologie geswat. Hy was meer heilig as ons almal saam met Tokkelokke waar was. Het ons mos die wêreld verken, hy het die wêreld geken. Dis 'n heilige ou Emmanuel. En as jy ook, ek weet nie, dis net asof hulle weet wat hulle naam beteken.
Want jy is mos nie naam Christen, die mense sal sê, jy is 'n Christen, of sê nie, ek was ene, maar as jou naam Immanuel is, sê ja, my naam is Immanuel. They own their name, jy weet, is net vir ongelooflik mooi, en daar's 30,000 van hulle in die USA, ek het nou bietjie gevra wie's waar, so is 'n redelike algemeen, maar nie so algemene naam. Nou wil ek vir jou vandag sê, as jy vandag hierdie naam gaan hoor wat dit beteken, sal jy graag hierdie T-shirt wil dra, en sê, en mense sal vir jou wil sê, ek dink jou middelnaam is Immanuel, en dis waar ons vandag wil uitkom. Ok, so julle is met my. Goed, kom ons kyk waar die naam vandaan kom, sommer geweldig interessant eintlik. So, die oorsprong van Immanuel begin eintlik by 2 verse, by verskillende plekke. In Jesaja is daar 774 jaar voor Christus, en dan obviously net voor die geboorte van Jesus, in Matteus 1 lees ons, ek gaan nou vir julle van die engel wat by Josef gekom het. Maar kom ek wil net vir julle die eerste een gee, want hierdie 2, miskien moet ek dit net daar sê, die grootste gemeene deler vir mense wat die naam Immanuel ontvang het, of gekry het as 'n teken, hulle was bang. Agas was bang, en Josef was bang geweest. Ek gaan net vir jou sê, dis wanneer jy hierdie naam wil sê, my middle name is not danger, my middle name is Immanuel. I'm not afraid for danger, diep van ding, jy weet, okay. Kom ek verduidelik julle die heel eerste ene, wat opgekom het, want dit word weer herhaal in Matteus. So koning Agas was die seun van Osia geweest, okay. En hy het in Jerusalem geregeer. So wat toe gebeur, daar was heeltyd geveg, dat ons nooit opgehou nie. So die koning van Israel, wat die noordse koning was, Ramalja, hy het saam met Damaskus se koning Resen, wou hulle gehaat het, hulle moet 'n koalisie vorm, sodat hulle kan veg teen die koning van Assirië. Ek weet, hoe meer jy is, hoe beter is dit, nee. Ons sien dit maar hier in die Midde-Ooste ook, in Jemen, jy weet, en nou veg Saudi en die UAE weer oor mekaar, jy weet, wie hulle ondersteun, is daai ding gewees. Toe sê hy, nee, ek gaan hulle nie ondersteun nie, ek wil nie saam, en toe wil hulle hom bedreig. En toe word hy bang. Daar staan, die volk het gebewe, hulle bene soos bome gebewe wanneer die wind waai. En dan kom Jesaja na hom toe. En hy sê vir hom, jy moet ophou bang wees. Hy het hom al ondergekry waar hy na die water gekyk het, hoe hulle self nog gaan beskerm, en die fonteine wat onder die stad vloei. Hy sê, jy moet ophou bang wees. Hierdie gaan dan niks lei nie. Ek sê nou vir jou, ek kom van die Here af. En hy het nie die Here goed geken nie. Hy sê, moenie bang wees nie, die Here sal self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Dis die eerste belydenis profesie wat hy vir hom gegee het. En wat gebeur het toe? In sy hof, nie maar in die mense wat daar gebly het, is toe 'n jong meisie wat swanger word toe daar. Want hulle is bietjie bang om in oorlogtyd swanger te geword het. En voordat daar gebeur toe niks nie, maar voordat die oorlog toe verby is, toe word hy gebore, hierdie seun. En hulle noem hom toe Immanuel. En elke keer daarna, wanneer Immanuel by die koning verbystap, dan is hy skaam omdat hy nie die Here geglo het nie, want Jesaja het vir hom gesê, die Here is by ons, hier gaan niks van kom nie, luister na my. Ek het 'n teken, daai jong meisie het swanger geword, en dit was so gewees. So dis wat die profeet het nog gedoen. Nou, gaan ons nou, ek het nou vertel wat daar gebeur, nou gaan ons verder, omtrent 700 jaar verder. Nou Josef is hier die goeie jongman, hy was 16, 17 gewees, en hy het 'n baie aanvallige dame daar na sy het ontmoet, en hulle besluit om te trou. En toe vind hy uit, maar sy is eintlik swanger. Nou daai tyd was nie soos vandag nie, jy weet, dit was soos nie ou tyd. Jy almal was skaam gewees, en die stad verlaat in die geheim, en party mense vir jou sommer doodgemaak het, en hy sê, ek is onskuldig, en in die geheim het hy gedink, ek gaan dalk los, ek gaan net wegsluip, ek bedoel, DNA-toetse gaan nie wys ek sê pa nie, want dit is nie ek nie, en ek weet ook nie wie dit is nie. En dan verskyn die engel Gabriël aan hom. Hy het nou net tevore aan Maria verskyn, en hy sê vir hom, Josef seun van Dawid, nie Johannes kom nie, maar koning Dawid, want hy kry die geslag van Dawid. Moenie bang wees, selfde woorde. Jy moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom nie van 'n man af, het kom van die Heilige Gees. Hulle het die Heilige Gees geken. Nou, jy weet, Josef, check het so, en dan besef hy kom in die geslag van Dawid, hulle wag vir die Messias het gekom. God was vir 400 jaar stil, en nou het hy gekom. En dan gaan die engels verder, hy sê, dit gebeur sodat die woord, wat deur die profeet gesê is, gevul sal word, nou is daar 'n nuwe betekenis.
Die maagd, daai was net 'n meisie, maar die maagd sal swanger word, sê hy. Jou maagd, die maagd Maria. En 'n seun in die wêreld bring en hulle moet hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Dis die tweede konteks daarvan. En wat het Josef toe weggehardloop? Nee. Hy het toe geweet, hierdie kind kom van God af. Hulle moes toe vlug, toe die engel weer vir hom kon gesê, nou moet jy in Egipte toe gaan, want die koning Herodes gaan ook al die kinders doodmaak wat klein is. Dan vlug hulle so. En dis waaraan hy vasgehou het. Die seun se naam is Immanuel, God by ons. Dis incredible. Ek bedoel, as die engel aan my toe kom en sê een van my kinders se naam is Immanuel en weet hy's die nuwe redder. Ek bedoel, verstaan jy? Hy verstaan waar dit gaan. Maar goed, as ons hierdie twee verse bymekaar gooi, dan wil dit ons herinner die naam Immanuel, ons moet nie bang wees nie. Hoekom nie? Want God veg die geveg vir ons. Vir Josef en dieselfde ook vir Agab, alhoewel hy dit nie eens geglo het. En wat is die goed wat ons vandag voor bang is? Die 5 grootste goed wat ons voor bang is in hierdie wêreld, is obviously die dood. En ek weet nie hoekom ons so bang is vir die dood nie, want ons weet eintlik waant ons gaan. Nee, ons weet nie eintlik nie, ons weet ons waant ons gaan. Maar ek onthou toe ek klein was dit 'n groot vrees vir my, maar nou het ek vir Jesus ken, was ek nie bang toe ek al was nie. Ek het vir die Here gesê, ek is gereed om te gaan, maar ek is nie haastig nie, dit mag jy sê. Okay, die tweede ding waarvan ons baie bang is gevreesde siektes, hierdie van kanker en weet jy wat se siektes daar, COVID het mense doodgemaak. Dan is jy skielik bang. So San sê toe hulle COVID tyd al die dokters gevlug. Hulle nurses gelos. Dokters doodbang gewees. Want hoekom? Hulle weet nie, hulle is bang om te gaan dood. Hulle is bang vir die dood. Weet nie waartoe hulle gaan nie. En dit het ek ook beleef in die dood. Het Immanuel, God was by my heeltyd. Ek het julle al vertel daarvan. Die ander groot vrees is veral vir kinders is om te trek. Want jy los alles wat goed is agter, jy gaan in onbekendheid in. Of jy nou jonk is, tiener is, vir alles jy oor see trek. En wat sê die Here? Ek is by jou man, moenie bang wees, ek gaan nuwe maatjies maak. En waar nou jy vas dat hy by jou is? En hy maak jou oë oop en as jy terugkyk, en almal van ons het klompjie getrek, dan was dit eintlik oukei, maar ons bly bang daarvoor. Egskeiding is 'n groot vrees. Maar op die einde is jy dalk gelukkig dat jy 4 ouers gaan hê, verstaan jy? En as die Here in almal se harte bly, ek sê nie almal moet skuif om nog ouers te kry nie, ek sê net, daar's altyd oplossings daarvoor, verstaan jy? Werk verloor is ook 'n ander ene. In hierdie land sit nie 'n skande nie, as jy nog nie met jou gebeur het nie, dan moet jy weet dit gaan met jou gebeur in hierdie land. Maar wat gebeur? Die Here voorsien altyd. Hier sit julle almal nog. Ek het met baie vriende daardeur gegaan, weer werk gekry, ons help mekaar hier, help mekaar daar. Hoekom? Want Immanuel is by ons. Hy is by ons. En dis wat Jesaja sê. Hy is toe weggeruk en ons gaan volgende week daarmee aangaan. En sien al hierdie goed wat hier is. Hy sien hy's gebore, hy was daar. Sal volgende week daarna kyk. Hy's daar toe hy gekruisig is, hy's daar toe hy opgestaan het. En dan kom hy en sê vir die mense, daar gaan 'n tyd kom dat die Messias altyd by hulle gaan wees. En wat gaan hy doen? Hy het gesterf en hy die bose oorwin. En daar is niks vir ons om oor bang te wees nie. Want Immanuel, die een wat hom oorwin het, hy is by julle. Dus ons sê nie, ons ken die storie, maar as ek reg is Jesus mos nou weg. Of is hy hier? Hy is nie hier nie, hy het opgevaar. Hy sit in die regterkant van God, hy het gesê hy kom weer. En as hy kom voor jy gaan, dan gaan jy hom ontmoet, maar hy is hier nie. Maar hy is hier. En hoe het Jesus gesê sal hy by ons bly? Hy sê, ek sal die Vader vra. Uiteindelik sê ek sal hulle nie as weeskinders agterlaat, sê vir sy bang disippels. Ek sal die Vader vra en hy sal 'n ander voorspraak stuur om ewig by julle te wees, die Gees van die waarheid. En wat moet daai Gees van die waarheid doen? Want hy het gekom op Pinksterdag. En dis groot daar. Jesus se geboorte is groot, sy sterwe is groot, sy opstanding is groot en dan sy hemelvaart en dan dieselfde geskiedkundige gebeur as die Heilige Gees het toe vir altyd 'n mense kom bly wat hom innooi. En dan sê hy, wat sal die Heilige Gees met jou doen? Hy sê, wanneer die Heilige Gees na julle toe kom, en hy sê, nogal in Johannes, as jy my lief het, sal ek in die Vader, deur die Gees in jou hart kom bly. Dis woorde wat hy net so boem boem sê. Die Vader en Jesus kom bly in jou hart deur sy Gees, wat sy Gees is. Hy sê, wanneer die Heilige Gees na jou toe kom, sal die trooster, hy gaan jou troos. En die voorspraak, hy sal jou in die waarheid lei. En hy gaan jou herinner aan alles wat ek gedoen en
gesê het. Ja, dan sit ons hier en sê, nee, dit is waar, dit is lieflik. Tot jy bang is die dag, tot die tekkie die teer slaan, waar is jy dan? Dan wil ek julle vertel van 2 van sy geliefde disippels, Paulus en Johannes, wat bang geraak het. Verskriklik bang geraak het. Want hulle was, Paulus was 'n klomp, hy het 'n slang met hom gepak. Weet jy hoe 'n slang of julle gepak het nie? Hy was die een hele dag op die oop see, hy het 3 keer skipbreek gelei, hulle het hom geslaan, ons nou dink ek 5 keer met daai klomp houe, dis omtrent 37 houe, hulle het hom met klippe gegooi, hy het in die tronk gesit, hy was bang hy gaan dood. En Johannes, bietjie later, het gesien hoe begin die Christene doodgemaak word om hom, vir leeu's gegooi, opgehang, gekruisig, en hulle was bang. En wat doen die Heilige Gees? Hy bly in hulle, hy sien hulle is bang. En dan ruk hy hulle, hy vat hulle na Christus toe. Johannes word weggeruk, ons ken dit uit Openbaring. En dan sê vir Jesus sien, dan skrik hy hom dood. Wat is hy opgestaan, Jesus? En dan sê Jesus, moenie bang wees nie, nie vir my nie vir waar jy is nie, en ook nie vir waar jy leef op die stadium nie. Hy sê, want kyk, ek is die eerste en die laaste, ek is die Alpha en die Omega, ek is die lewende. Hy sê, kyk, ek was dood, maar ek leef, en ek leef tot in alle ewigheid. Hy sê, en ek hou die sleutels van die doderyk, ek. En vir wie ek dit oopsluit, gaan nooit dood nie. Dit wat ek vir Martha gesê het by die graf van Lazarus, die wat in my glo, sal ewig lewe al sterwe hulle ook. Hulle sal in alle ewigheid sê hy nooit sterwe. Hy sê, jy weet dit mos. En niemand gaan die kerk van die aarde afvee nie. Nie daai keisers, en ons weet mense gaan om hulle dood, maar hy sê, julle weet ons waarheen julle gaan. Maar my koninkryk sal vir ewig staan. Dis beloof aan Jesus, deur die engel, en ek sê dit nou ook weer vir jou. En dan gaan hy terug en hy sê vir hulle, en ons gaan in die 6 tente weer die Openbaring leef, en jy gaan nou uitstap en sê, ek is bang nie, hoekom nie? Want Immanuel is by my. En vandag is die Heilige Gees Immanuel. Paulus was ook bang. Hy sê, dan ruk die Heilige Gees hom na die 7de hemel toe. En dan sien hy wie God is, hy wys vir hom, hy herinner hom weer, want hy was nie daar toe het gebeur het, hy het net die opgestaane Jesus beleef, die opgestaane Jesus. En dan sê hy, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy sê, hy sy eie seun oorgegee om ons te red. Presies wat Jesaja gesien het. Hy sê, Jesus het ons gered en sit aan die regterhand van God. Hy is nog steeds daar. En hy sê, wat is ons nou? Ons is vreeslose oorwinnaars. Hy sê, niks kan ons van die liefde van God skei nie. Hy sê nie lyding nie, nie benoudheid nie vervolging nie honger, naaktheid, gevaar of swaard. Hy gaan ook net aan en sê, niks bo die aarde, onder die aarde of oral kan ons skei van die liefde van Christus nie. Hoekom nie? Want Immanuel is altyd by ons, hy is actually in ons. En dis wat hierdie vandag vir ons wil sê, dat as jy vrees toeslaan, want ons het nie altyd die bewussyn van Immanuel, dan vat jy Immanuel time out, jy sê ons time out. En wat jy dan doen, jy gryp jou geestelike chat GPT, en dit is 'n wonderlike ding nie, wat ons nou antwoorde gee, behalwe wat hy soms kan lieg, maar jy gaan nie een toe wat nie kan lieg nie. Jy sê, Heilige Gees, jy doen wat Filippense 4:5 staan, en jy maak al jou begeertes, die gebed en smeking en danksegging aan God bekend, en sê, ek is bekommerd oor my werk, ek sien die donderweerwolke kom aan, en ek voel benoud daaroor, want ek sorg alleen vir my huis, en ek het kinders in die huis, en ek het nog skuld ook hier ongelukkig, maar ek wil nie nou my werk verloor nie. Ek wil nie my probleem jou nou maak nie, maar ek is bang, en ek is jou kind. En jy het gesê, ek moet na jou toe kom, en dan sê jy vir my vrede gee, en wat jy sal beleef, is dat Immanuel vir jou vrede gee, en vir jou sê, onthou net, ek is by jou, dit is wat die disippels sê, tot die einde van die wêreld. Jy is veilig in my hand, daar is niks wat jy van my liefde kan skei nie. Daar is geen probleem wat ons nie gaan oorkom nie. Ek sê nie, jy gaan nie ongemak en seer in die lewe hê nie, maar dit sal nie jou ooit uit my hand uitruk nie. Weet dit. En dan sê Paulus, en dan jy vrede. Vrede wat alle verstand te boven. En dan gaan hy aan in vers 8 en sê, maar rig altyd jou gedagtes op die dinge wat daar bo is, wat goddelik rein en goed is, wat jou laat excel in die lewe en ander mense jou sal navolg. En ek sal jou help om dit te doen en dan sal jy vrede hê. Verstaan jy? Dis wat jy doen. Dis waartoe jy gaan. Nie na die bottel toe, of waartoe jy ook al gaan om jou pyn te gaan stil met pille en drank en goed nie. Jy gaan na hierdie chat GPT toe. En dan, maak die saak wat op jou gebeur, met jou pad gebeur, en jy sê, I've got the t-shirt.
is Immanuel. Danger. I don't fear danger. Is dit nie nice nie? Jy weet, my middle name. Immanuel is my middelnaam. Maar ek wil net afsluit dan nou met die 6 vlakke. Want ek wil hê ons moet dit besef. Jy weet, ek het laas omgedraai vir julle wat nog hier was nie, maar geloof met 'n ou op die diepste vlak beleef. En die diepste vlak sê Jesus is om een te wees. Hy sê dit op 2 plekke in Johannes. Hy sê julle moet soos 'n wingerdstokkie wees wat ingeplant is in Johannes 15. In die wingerd, die loot moet ingeplant wees, dan vloei die goedheid van God. En hy sê as jy die Gees toelaat om jou GTP te wees, jou ChatGPT en jy luister na hom, jy praat met hom, dan is jy volledig in hom. Hy het ook in Johannes 17 gebid, ek bid, Vader, dat hulle die ewige lewe sal hê, wat beteken dat hulle my en jou sal ken elke dag. Maar dat hulle soos ons een is, hulle ook met ons een is. Soos ons mekaar een is. Wat het Jesus gedoen? Hy het alles wat hy doen het, hy met die Vader deur gepraat. Hele Johannes gaan nou hoor. Hy sê ek doen niks as ek hom nie vra nie. Dis om een te wees. Ek het die T-shirt, en al wat jy vir jouself sê, my middelnaam is Immanuel. En mense wat my sien, sal sien, God is by my. Hy is nie net by my nie, ek is ook by hom. En ek praat met hom. En hy is my ChatGPT. En dis die Gees wat in my bly. Ek bedoel, dis eintlik eenvoudig, maar dis ons sukkel om dit te verstaan. So, nou gaan ek dit terugwerk. As jy daai eenwording het, wat beleef jy? In die swaar tye, God hou jou in sy hand, jy beleef sy liefde. So wanneer jou pa jou hand vasgehou het, of jy ma jou hand toe jy klein was, beleef hy hou jou vas. Hy sê dit vir jou. En die 4de, jy wandel vreesloos. Jy gaan sit daar, hulle dank jou af, is nou nie, jy sê dankie nie, maar jy sê nee, dis reg, maar daar gaan nuwe tyd wees. En ek het mense gesien, in die begin was iemand baie bang, hy is nou dag afgedank, ek sê van wat gaan my aan, hy sê, hy het vrede. Die Here gaan voorsien en hy het, beter as hy gehad het. En dan ervaar jy dapperheid. Dapperheid. Daar's mense wat so angsbevange is, en ek het nou die dag vir julle vertel dat die helfte van ons tieners vandag, en die jong mense, die geslag Gen Z, is die helfte van die tyd beangs. Hoe alles wat hulle sien kan gebeur, beangs hulle nie by hulle voor nie, want hulle weet alles, en hulle skep angs by hulle. En ons te min by die Here. Maar jy ervaar dapperheid. Jy ervaar ook, dat hierdie jou geloof versterk. Jesus sê, ek sal by jou wees vir altyd, en die Heilige Gees is by jou, en dan weet jy, dit is so. Ek bedoel, as ek vir kinders vra, ek moet glo, hulle sê hulle, want hulle het vir God gevra om iets te doen, dan doen hy dit vir hulle. So het versterk jou geloof. En wat het jy dan? Jy het kennis om te deel met ander mense. Jy sê, Immanuel is my middelnaam. Wat is jou nou? Hierdie boek wat u vir ons gegee het, wat ons die Bybel noem, is 'n kosbare boek, Vader. Ons onderskat dit so baie keer, en wat ons in Jesaja sien is verweefdheid van hierdie boodskappe. En het uiteindelik vir Adam en Eva ook gesê, ek is by julle is by my, en dan sien ons wat gebeur as hulle daai heilige ruimte verlaat om by God te wees. En dan sien ons wat met koning Agas gebeur, ons sien wat met Josef gebeur, Johannes gebeur, Paulus gebeur. En ons wil vra, Heilige Gees, u wat in ons bly, u wat ons ChatGPT is, geestelike ene, help ons om te verstaan dat ons middelnaam is Immanuel. En dat is niks op die aarde of onder die aarde, of enige bedreiging, wat daai naam by ons kan wegvat, en die betekenis van daai naam by ons kan wegvat. En my gebed is, dat dit so werklikheid by ons sal wees, dat wat mense wat ons sien, vir ons sal sê, maar, is jou naam nie Immanuel nie. Mag het so wees. Amen.
Dit was baie lekker. Dankie dat julle saam geluister het.